Hallo maats, baie welkom by ons laaste lesie van hierdie kwartaal, les 13. Vandag is ons lesie se naam Omring deur engele. Die geheelteksvers kom uit Jakobus 5 vers 16 en dit sê, bid vir mekaar. Die boodskap is dat ons help ander wanneer ons vir hulle bid. Was jy al baie bang vir iets, soos 'n woeste donderstorm of 'n groot hond? Elisa se dienskneg was bang, maar Elisa het geweet wat om te doen. Die koning van Aram het sy vuiste gebal vir sy weermagoffisiere. Ek wil weet wie verklap al ons geheime aan die koning van Israel, het hy gebulder. Elke keer as ons Israel aanval, dan weet hulle koning daarvan. Een van die offisiere het diep asem gehaal en dit gewaag om te praat. Dis nie een van ons nie, o koning. Die profeet Elisa deel die koning van Israel alles mee wat u sê, selfs die woorde wat u in u slaapkamer spreek. Vind dan uit waar Elisa is, het die koning geskree. Die offisiere het haastig verspieders uitgestuur om Elisa op te spoor. Kort daarna het hulle uitgevind dat Elisa in die stad van Dothan was. Gaan neem hom gevange, gaan vanaand en omring die stad. Vroeg die volgende oggend het Elisa se dienskneg die straat afgekom. Hy het geglimlag, totdat hy buite die stad die hele weermag van Aram sien aankom het. Die dienskneg se hart het gebons van vrees. Hy het omgedraai en terug na die huis gehardloop. Elisa, Elisa, het hy geskreeu. Die soldateleer van Aram het die stad omring. Wat gaan ons doen? Moenie bang wees nie, het Elisa gesê. Kom saam my. Die twee manne het so hoog opgeklim dat hulle oor die stadsmure kon kyk. Baie perde en waans en baie soldate het die stad omring. Moenie bang wees nie, het Elisa weer gesê. Die leermag wat aan ons kant is groter as daardie leer. Toe het Elisa gebid. Here, open die oë van my dienskneg sodat hy kan sien. Die Here het die dienskneg se oë geopen. Wat 'n wonderbaarlike gesig. Die heuwels was oortrek met 4 waans en 4 perde. God se leermag van engele het die vyande omring. Soos die vyand die stad genader het, het Elisa weer gebid. Slaan daardie manne met blindheid, Here, het hy versoek. Onmiddellik kon die vyandelike soldate leer niks sien nie. Hulle het oor mekaar geval. Elisa het met die soldate van die vyand gepraat. Volg my, het hy gesê. Ek sal julle lei, en hy het hulle weggelei na Samaria. Daar het Elisa weer gebid. Here, open hulle oë, sodat hierdie manne kan sien waar hulle is. Die soldate vyand was verras om die koning van Samaria en sy soldate in die gesig te staar. Die koning van Samaria het Elisa gevra wat hy met die manskappe moet doen. Elisa het geantwoord. Gee hulle water en kos, en stuur hulle dan terug na hulle meester toe. Die koning het so gemaak. Toe die soldate leer van die vyand by hulle koning aankom en hom vertel wat gebeur het, het hy besluit om sy aanvalle op Israel te staak. En wat van Elisa se dienskneg? Daardie dag het hy geleer dat God se engele altyd gereed is om sy kinders te help. God hoor altyd ons gebede en hy weet wat gedoen moet word.